Sê jy wat jy wil sien? Okay, wat ek wil sien en wat ek wil deurgee, is dat mense by hulle kopkennis verbybreek in die dieptes van hulle eie wese in. En dat hulle Christus daar ontdek, dat hulle God daar ontdek, dat hulle Heilige Gees daar ontdek, en weet dat hulle draers is van God, draers is van Jesus Christus, en draers van die Heilige Gees in hulle liggame. Wat nou natuurlik bewys word deur hierdie kromosoom of DNA ondersoeke wat gedoen is, die studies, waar daai ouetjie gesê het, maar hulle het 2 groot dinge gekom het, wanneer hulle DNA sequencing doen, ek weet nog nie heeltemal wat dit beteken, ek sal maar weer gaan kyk, maar as 10565 is 'n Jod WHW, of Jod hey wa Jod hey wa hey. En dit beteken, as jy die letterwaardes vat van daai goed en die ouens het teruggegaan, en toe die goed aan mekaar gevleg en vasgesit, hierdie professor van Californië, en daar staan God eternal in the body. Dit beteken dat binne in elkeen van ons se kromosome, binne in ons DNA in ons liggame, het God homself inkodeer om te sê, hierdie mens bevat God binne in hom. Ja. En dan die ander een wat belangrik was, ek dink was 5784 is die nommers of wat ook al. So wat is dit, 5-7? Baie, of 5755. Ek sal weer moet kyk wat is daai nommers. Kan ek het hier so intik? Nee, ja, ek weet nie of jy dit gaan sien nie, maar dit sê, behold the hands, see the nails. En dis Jesus Christus wat ook gekodeer is binne in ons DNA in. So as dit beteken dat al die ander goeders wat in die DNA bevat en omskryf word, is wie is ek, waar is ek, en van wie, wat se afkoms is ek, en al die tipe van goeders, maar die dinge wat vasstaan, die fondamente van wie ek is, bestaan uit Christus se sterwe, sy kruisigingsdood, en dit bestaan uit die feit dat ek deur God gemaak is. So dis die bewyse daar. Ja. En nou, dink ek is belangrik as Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, wat geen lewende persoon ooit voor hom gewaag het om te sê eers nie. Dan is dit waarheid, want dit is inderdaad hy wat die weg is. En niemand kom na die Vader nie. As jy by die Vader wil uitkom, wil teruggaan om by God uit te kom, is dit vir jou moontlik, omdat hy in jou DNA gekodeer is. En dan, as jy daar wil uitkom, dan moet jy by die plek verbykom, waar die hande met die spykergate in is, Jesus Christus. Jy moet deur hom gaan, want die topvlak van jou DNA, die heel eerste lyntjie, die heel belangrikste lyntjie is God eternal in the body. Dit beteken in die laer vlakke word mense se lewe omskryf en jou samestelling en al die tipe van dinge. En die Jesus Christus word ook op 'n laer vlak in die DNA samestelling gevind. Wat beteken jy wat onder Jesus is, moet deur Jesus gaan om by God uit te kom. Ja, want dis die enigste weg. Dis die enigste weg. En is net Jesus, hy is die enigste een wat dit kan bewerk. Dis jou eternal life. Ja, want hy is die een wat ons gemaak het, en alles is gemaak deur hom en tot hom. En dan kom Jesus en hy word driedimensioneel gekroon as die heerser
van die heelal. Deurdat die soldate by die dat hulle vir hom vat en hulle trek vir hom 'n kleed aan en hulle sit 'n kroon op sy kop in die paleis en hulle spot met hom en mors met hom. Die koning sit daar en hy doen niks aan dit nie. Dit beteken, soos wat die aarde se heerskappy oorgegaan het van Adam na die Satan toe, vat Jesus in daai oomblik, vat hy die koningskap, of verkry hy die koningskap, want hy het nie enkele woord gesê, hy het net daar gestaan. En toe was hy by die hoëpriester se plek, hoëpriester se paleis ook. En daar het hulle hom geslaan en 'n kroon op hom gesit en gesê, profeteer vir ons. Hulle maak 'n bespotting van hom en die priester hou sy mond, hy sê nie 'n ding nie. Wat beteken, sy mag om die priesterskap te beoefen as deel van die heerskappy word ook van hom weggeneem. En dan derdens, die ander ding wat gebeur is, hy gaan staan voor Pontius Pilatus. Pontius Pilatus kyk na hom en hy luister na die getuies toe, maar hy sê, hey, maar ek vind geen rede hoekom hierdie Jesus skuldig moet wees en moet sterf nie. En toe dring hulle aan, toe skree hulle, ja, maar gee eerder vir ons Barabbas. En Pontius Pilatus, wat die verteenwoordiger was van die wêreldse wetlike heerskappy op daai stadium in die Romeinse Ryk. Daar was niemand behalwe die Romeinse Ryk wat daai tipe van mag en heerskappy gehad het nie. Toe hy sy hande was en sê, ek is onskuldig aan hierdie persoon se dood. Hy was by magte om Jesus te red, hy doen dit nie. Sy mag word hom ontneem. Dit beteken, Jesus word die koning wat die wetlike gesag oor die skepping het. Jesus word die koning wat die koningskap oor die skepping het. En Jesus word die priester, die hoëpriester, wat die priesterskap beoefen voor God die Vader, ten voordeel van almal van ons wat op die aarde is. En hy word driedimensioneel gekroon. Het hy nodig gehad om net nog een ding te doen. Die wettiese bestel en die koninklike bestel en die priesterlike bestel was, almal van hulle was onderhewig daaraan en was by die persone totdat hulle gesterf het. In die ou bedeling. So wat doen Jesus? Hulle kruisig hom. Hy daal in die hel neer en hy vat die sleutels van die doderyk uit die hande van Satan, wat beteken dat die heerskappy wat Jesus Christus nou oorgeneem het, deur daai drie, die wettiese en priesterlike en koninklike gesag en heerskappy kan nie meer sterf nie, want die vyand kan dit nie meer doodmaak nie. So hy word 'n ewige koning, koning van die konings en Here van die leerskare. Hoekom sal die mense hom volg? Presies daarom. Hy weet hoe om vir jou te bid, hy weet hoe om vir jou te bedien op jou geestelike vlak, omdat hy priester is. Hy weet hoe om jou toon op die regte pad te hou, want hy is die wettiese gesag of die wetlike gesag oor die aarde. En hy weet hoe om te heers. Want die Bybel sê ook, wanneer hy kom om sy 1000-jarige koninkryk op te stel, wat 'n aanloop is tot die ewige koninkryk, dan sal hy die wêreld met 'n ysterstaf regeer. Jesus, die baba, het groot geword. Bitter, bitter, bitter groot. En die feit dat ons dit aanvaar of nie aanvaar nie, is nie sy saak regtig so groot as wat dit ons saak is nie. Laat ons besluit
om eerder agter hom te gaan en die weg te vind, die waarheid te leer ken en die ewige lewe te beerwe. Want die station is die ander pad. Dood is die ander pad. Ekskuus hierdie ek is die weg, die waarheid en die lewe. So Jesus sê, ek is die weg, en ek vertel vir jou die waarheid, en waar as jy deur my gaan, dan gaan jy lewe. Dan het jy lewe, ja. En aan die ander kant, as jy nie, wat nou baie oulik is die feit dat Jesus kom en dan sê, hoorie so, ek gaan na my pa toe, ek gaan vir jou huis bou. In die huis van my vader is daar baie wonings, is dit nie so was jy so ek vir jou gesê het. Hy sê, ek gaan hom vir jou te gaan plek berei. Hy sê, wanneer ek dit klaar gedoen, en dan kom ek terug om jou te kom haal en jou weg te vat soontoe. Die afskuw van nie te kies om Jesus Christus te volg nie, is reeds vandag 'n werklikheid vir baie mense wat God gemis het, wat Jesus gemis het, wat in die hel is, dag en nag in die vuur. Met die uiterste pyn en lyding en despair. Ek weet nie waar so 'n mooier woord vir dit nie. En die Bybel sê by die laaste groot wit troonoordeel sal God die dood en die doderyk net so vat en hom in die hel gooi. In die ewige vuur wat vir ewig brand. Die een waarvan gesê word dat die rook van die pyniging van hulle wat daarin is sal tot in ewigheid toe opgaan. Sal nooit ophou nie, dag en nag, 24 uur uit elke dag uit. So jy het nie nodig om charismatiese aanvalle te kry nie. Jy het nie nodig om baie ander dinge te doen wat mense vir jou sê, jy moet, daai ouetjie wat langs hom gehang het op die kruis, was 'n moordenaar. En nou aan die ander kant was daar nog 'n moordenaar, en die een sê, as hierdie Jesus is, haal vir ons af hierso, as hierdie koning van die Jode is, toe bestraf die ander ou hom, en hy sê vir hom, net die volgende, Jesus, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk aankom. En Jesus het hom geantwoord en gesê, voorwaar, ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Hy het nie nodig gehad om 'n sinnerspreek te sê nie. Hy het nie nodig gehad om gedoop te word nie. Hy het nie nodig gehad dat iemand probeer om die Heilige Gees om in te dwing nie. Want sy hart was klaar reg met God. En as gevolg van dit het Jesus hom waardig geag om die ewigheid saam met hom te betree. So, jy het ook nie noodwendig nodig om al hierdie goeders, maar natuurlik as die Here jou lei daartoe en jy voel die leiding van die Gees van God om jou te vat soontoe, dan doen jy dit. Jy sorg dat jy gedoop raak. Jy sorg dat jy vervul word met die Heilige Gees, want die Heilige Gees rig jou of rus jou toe met bonatuurlike insig in die skrifte en met die krag van God wat jou in staat stel om te kan opstaan en te begin beweeg en die Here te volg. So, ek dink dat die alternatief vir Jesus is nie een wat enige iemand hoef te of wil probeer bedink eers nie. Maak vrede met Jesus, dan kan jy na God die Vader toe gaan en ewig by hom wees. Doen dit nie, nou ja. Jy kry in plaas van ewige vrede, rus, goddelike voorsiening, nooit 'n tekort aan enige iets nie. Jou pavement buitekant is uit suiwer goud. Al hierdie tipe van dinge, dit is hoe die hemel lyk. 12 maal 'n jaar dra die boom van die lewe vrugte,
en 12 verskillende vrugte per jaar, wat in verskillende tye word dit ryp en God voorsien vir jou dit is, as jy dit gebruik, dan versterk het jou, tel jou op. Jesus Christus sê, wanneer hy weer kom, hy het gesê, na hy gesterf het, toe Vader op hemel toe sê, oei, ek kom weer, as ek klaar is met hierdie werk daarbo, net om vir julle plek voor te berei. Toe staan daar 'n engel tussen die ouens en vra, hey manne, vir wat staan en kyk julle so in die hemel op? Hierdie Jesus kom net so terug, soos wat jy vir hom gesien het die oggend. So, Jesus gaan terugkom, hy gaan hulle wat in Christus is, en wat in Christus gesterwe het, saam met hom neem in die wolke, want hy het gesê, hy gaan ons kom haal, dit staan so opgeteken in Johannes, en dan sal die bruilofsfees van die lam in die wolke plaasvind, nie op aarde nie, in die wolke, want sy wederkoms word in 2 fases uitgevoer. Die eerste een is die wegraping, waar die wat in Christus is, gesterf het en nog is in Christus nou, sal saam met hom gaan. Die ander ouens bly op die aarde, as jy nie gereed is nie, soos in die 10 maagde, as jou olie nie genoeg is nie, dan maak hulle die deur toe, Jesus maak die deur toe, die deur op die dispensasie sluit, en daar is 'n manier wat jy kan inkom meer, op grond van Jesus se genade en liefde, en sy sterwe nie. Dan, na 7 jaar, kom jy terug aarde toe, saam met Jesus Christus, en sal jy saam met hom heers. Dit is 'n geweldige belofte. Jy sal oorkleef word, wanneer Jesus kom, met 'n liggaam, wat tussen die pleister en die muur kan deurgaan, wat dwars deur die muur kan gaan, dwars deur staal kan gaan, dwars deur goud kan gaan, deur die berge, deur die see, deur alles kan gaan, sonder om 'n enkele sel te beskadig. Jy kry wat genoem word 'n verheerlikte liggaam, een wat is, maar die kosbare ding omtrent dit is, jy eet, want in die hemel gaan jy eet. Jy gaan slaap, jy gaan woon, want jy gaan in 'n huis wees, al die dinge. So Jesus het altyd uit die weg in die waarheid en die lewe geword, na 'n plek wat hy berei het, waar alles perfek sal wees, tot aan alle ewigheid toe. So hy is regtig spesiaal, en ons moet dit onthou, en ons moet soek, tot jy vir hom vind. Roep my aan in jou dag van benoudheid. Ek sal jou antwoord, en jy moet my eer. Vra en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Dit is die ons as mense se verantwoordelikheid. Jesus het gekom nie om die ouens wat reg is te kom leer of iets nie. Hy het gesê, hy het gekom om sondaars tot bekering te bring. Nou sondaar is slegs 'n ou wat nie die wil van God doen nie, en wat wegskram en weghardloop van die wil van God af. So, as ons in lyn kom met Christus, dan gaan al hierdie goeders vir ons uitwerk, en sal ons heerlikhede ontdek, en wat ons nie gedink het moontlik is nie. Maar die gevaar op hierdie stadium is dat die vyand hou ons besig met beselagtighede. Ons beskou dit nie so, die dinge wat ons doen nie, maar dit is niks in vergelyking daarmee, om 'n ewigheid in heerlikheid te bly nie. So dink oor dit,
Jy wil eers die ding afskakel en kyk. Dit nou net vat en Niet zo plastic koms.